Vandag wil ek met julle woord deel wat die Here op my hart gelê het. Dien die Here met blydskap, want jou lig het gekom. Nee? Jesus Christus was die lig wat vir ons gebore was. En ons het nou gepraat oor Kerstyd, daar is soveel debat in kerke oor wanneer Christus eintlik gebore is, nee? Soveel gelowe glo Christus is daar gebore, soveel kerke glo Christus is daar gebore, maar ons maak dit nie saak. Ek sê as 'n kindjie by jou deur opdaag en iemand sit 'n kindjie voor jou deur neer, daar's nie 'n dag of 'n naam of 'n niks van daai kindjie nie. En daai kind, jy moet daai kindjie groot maak, gaan nie nooit sy verjaarsdag vier nie, want jy ken nie sy verjaarsdag. Nee, jy gaan 'n dag kies, al is dit daai dag wat ek by jou deur opgedaag het, en jy gaan sê, dit is die dag wat ek gaan herdenk, dat jy in my lewe ingekom het, nee? So al is dit die 25ste Desember, en al sê almal, dit is nie regtig die dag nie, dit maak nie aan ons saak. Ons vat 'n dag, en dit is wat belangrik is, wat ons Jesus Christus vier. Vir baie gaan dit nie oor Jesus Christus vier nie, dit gaan net oor hoe lekker ons kan kuier, maar vir ons gaan dit oor Jesus Christus te vier. En ons koning verdien om gevier te word, met blydskap. Nee? Verdien die koning van alle konings nie, ons blydskap en ons lekker geur wat ons afgee, as ons hom dien met alle blydskap nie. Ek wil vir julle lees uit Psalm 100 vanaf vers 1 tot 4 wat sê, juig voor die Here, o gaanse aarde, dien die Here met blydskap, kom voor sy aangesig met gejubel, erken dat die Here God is, hy het ons gemaak en ons is syne, sy volk en die skape van sy weide, gaan so sy poorte in met lof, sy voorhewe met lofsang, loof hom, prys sy naam. Moet ons nie elke dag die Here so dien nie? Nie net op Kersdag nie, want ons vrolik is en ons is saam met familie en ons is bly en ons is gelukkig en dit gaan goed met ons nie. Moet ons nie elke dag die Here so dien nie? Ek het nou die dag het ek 'n woord gebedien van hoe jy moet opstaan in die oggend met jou wapenrusting. So moet jy ook opstaan in die oggend reeds, reg, met die Here in jou hart. Want die duiwel hou nie daarvan. Hy gaan jou kom aanval, ja, maar die duiwel hou nie daarvan. Maar so moet jy met 'n gejuig en 'n gejubel moet jy opstaan en die Here klaar loof en prys. Jy moet lof bring voor sy aangesig, nie net op Kersdag nie. Soos hierdie tyd wat ons liefde aan mekaar bewys. Kersfees is seker die tyd wat families nooit beklei nie. Want al die familie wat jy nie meer oor die weg kom nie, ons sit dit een kant en ons doen dit vir die Here, nee. Ons gaan nie beklei nie, ons gaan nie lelik wees nie, ons gaan 'n vrede lewe en ons gaan 'n lekker Kersfees hê. Maar die res van die jaar hou ons niks van mekaar nie. Ons wil nie met mekaar praat nie, ek wil niks van jou weet nie. Net Kersdag sal ek jou vergewe en dan sit ons die dinge een kant. So moet ons wees elke dag. Ons moet elke dag so liefde saamlewe. Ons moet elke dag so blydskap teenoor mekaar wys. Want ons moet bly wees, want 'n kind is vir ons gebore. Christus het in die wêreld ingekom om sy lewe vir ons te kom gee. Dit is iets om oor bly te wees, elke dag. Elke dag wat jy hier staan en jy kan sê, my redder is vir my gebore, hier is 'n kind vir my gebore, wat in die wêreld gekom het, 'n God het afgekom, en my kom sien, my kom sien. Dis iets om oor bly te wees. En hierdie blydskap is nie iets wat jy van die wêreld af kan kry. Hierdie blydskap is nie iets wat wêreldse of aardse besittings vir jou kan gee nie. Ek dink partykeer dan dink mens, as ek nog bietjie geld het, as ek nog 'n groter bakkie het, as ek daai bakkie het, dan gaan ek bly wees, Here. Here, as ek daai kar het, as ek net daai ding kan kry, Here, dan gaan ek baie bly wees. Maar dan kry jy daai ding en dan wat? Oor 'n jaar, paar maande verder, dan sê jy nee. As ek daai ene kan kry, Here, gaan ek bly wees. Here, dan eers gaan ek bly wees. Die Here is nie 'n genie nie. Hy kan nie kom en vir ons alles kom gee om ons aardelike liggame blydskap te gee nie. Want hierdie aardelike liggaam kan nie volle blydskap ervaar as ons nie Christus se blydskap en vrede in ons het. As ons Christus se blydskap deel van ons maak, daai innerlike blydskap en innerlike vreugde, dit borrel in my, want ek is so bly.
Dit sê nie, die aardse dinge gee vir my en nou is ek bly nie. Dit gaan ons nie voed nie. Ons blydskap kan alleenlik net van Christus Jesus afkom. Dit kom hier binne, waar jy so opgewonde is om vir mense van die Here te vertel, jou voete hardloop, jy jubel, jy dans, jy juig. Jy is so bly om die Here se naam groot te maak, blydskap, innerlike blydskap, wat net Christus Jesus vir ons kan gee. Soos Paulus het die Here gedien met lofliedere in die tronk. Terwyl hulle hom vasgevang het, omdat hy Christus gevolg het, het hy in die tronk gesit en hy het gesê, ek sal nie stil bly nie. Ek gaan my God loof en prys. Ek gaan lofsange tot eer van sy naam sing. Dawid het nie stil gebly nie. Hy het nie gesê, ek gaan nou ophou sing nie. En as jy die psalms lees, Dawid het deur moeilike tye gegaan. En nog steeds het hy gesê, goed is die Here, want sy goed in dierentyd is tot in alle ewigheid. Loof die Here met psalms, dien hom, dien die Here met blydskap. Paulus het gesê in Filippense 4 vers 4, wees altyd bly in die Here. Dis die belangrike woordjie, in die Here. Ek herhaal, wees bly. Ons moet daai blydskap, moet ons ervaar wat die Here vir ons wil gee. Die boek Daniël, as jy die boek Daniël lees van die eerste vers tot die 6de hoofstuk, dan praat dit oor waar deur Daniël en sy vriende Sidrak, Mesach en Abednego gegaan het. Omdat hulle nie God wou een kant toe stoot nie. Hulle het gesê, maak nie saak wat jy aan my doen nie, jy kan my doodmaak, ek sal nie op my Here loof en prys nie. Hulle was in 'n vuuroond gegooi, hulle was in die leeukuil gegooi. En ek dink nie hulle het net daar gesit nie. Ek dink hulle het daar uitgebars in lofsange, die Here se naam groot gemaak. En wat het gebeur? 'n Engel het gekom en daar het lig gekom. In daai vuuroond het daar lig gekom. In daai leeukuil het daar lig gekom. En hulle het daai blydskap het uitgeborrel sodat die lig daai plek kon oorweldig. Die lig wat ons net van Christus afkry. Die Here kan ons net in eerbied blydskap gee, as ons weet wie die Here Jesus is. As ons weet wie dit is, wie se blydskap ons hier binne in ons het. Blydskap wat alle verstand te bowe gaan, hè? In donker tye. Ek dink die mense sal dink, jou verstand is nie meer met jou nie. As jy die Here loof en prys, en hulle vra my, hoe gaan dit eintlik met jou? Swaar, ek het nie kos nie, ek het nie 'n kar nie, maar nog steeds sal ek die Here loof en prys. Almal gaan dink jy het heeltemal verloor. Blydskap wat verstand te bowe gaan, blydskap in donker tye, blydskap in droë tye. Wanneer jy voel, Here, U antwoord nie my gebede nie, Here, U kom nie my te red nie, Here, U doen nie wat ek U gevra het nie, Here. Maar nog steeds sal ek U loof en prys. Dit is wanneer dit moeilik is om blydskap te hê. Blydskap wat ons in die rus van Jesus Christus kan vind. Blydskap wat duisternis uitdryf. Jesaja 9 vers 1 wil ek vir julle lees, en dan gaan ek net so afgaan na vers 5. Vers 1 het Jesaja gesê, en die volk wat in duisternis wandel, het 'n groot lig gesien. Die wat woon in die land van die doodskaduwee, oor hulle het 'n lig geskyn, want 'n kind is vir ons gebore. 'n Seun is aan ons gegee, dis nou vers 5. En die heerskappy is op sy skouers, en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Jesaja het nie die dinge gesê, dat 'n lig gaan vir ons kom in die duisternis, en hy gaan genoem word, ewige Vader, raadsman, vredevors. Hy het nie eers Christus Jesus geken en gesien met sy eie oë nie, maar hy het geweet wie God was. God het dit vir hom geopenbaar en gesê, dit is wie ek is. Gaan verkondig dit, gaan sê, Jesus Christus gaan kom en hy gaan dit vir jou wees. Hy gaan nie vir jou depressief wees nie. Hy gaan nie vir jou depressie bring nie. Hy gaan nie vir jou moeilike tye gee en geen hoop nie. Hy gaan jou vredevors wees, jou sterke God.
Ons sing mos daai liedjie, The King of Kings, the Lord of Lords, my Redeemer, the Prince of Peace is hier. Dit is wie Christus vir ons is, die lig vir die wêreld. Waar die lig is, kan daar nie swaar gemoed wees. Waar die lig is, kan daar net vrede wees. En net iemand wat al deur 'n baie donker tyd in hulle lewe gegaan het, sal verstaan dat die lig bring vrede. As jy in daai donkerte is en al wat jy sien is donker, moeilike tye, oralste waar jy kyk, dis net swaar en dis moeilik, dis depressief. En jy sien daai lig van Jesus Christus deurskyn. 'n Klop in die deur wat vir jou kos bring. As jy daai lig sien en jy ervaar daai lig, dan sit vrede vir jou gemoed. Jy kan sommer rus in Christus se vrede. Daardie lig. Elke persoon wat al deur dit gegaan het, sal weet dat Christus is die lig wat vir ons gekom het om die duisternis te oorwin. Johannes 1 vers 4 tot 5 sê, in hom was lewe en die lewe was die lig van die mens. En die lig skyn in die duisternis en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Waar die lig van Jesus is, daar kan net vrede wees. Dit begin by die geboorte van Jesus Christus. En ek wil dit saam met julle lees. En dit is wat ons vandag hier vier, is die geboorte van Jesus Christus wat gekom het vir ons, om vir ons vrede en blydskap te gee. En ek wil vir julle lees uit Lukas 2 vanaf vers 7. En dit sê, en sy het haar eerste geborene seun, dis nou Maria, gebaar en hom toegedraai in doeke, en hom in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. En daar was herders in dieselfde landstreek, wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. En met een staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. En 'n groot vrees het hulle oorweldig. En die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring vir julle goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees. Dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is 'n saligmaker wat Christus die Here is. En dit is vir julle die teken dat julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en wat in 'n krib lê. En skielik was daar saam met die engele 'n menigte van die hemel skare wat God geprys het en gesê, eer aan God aan die hoogste hemele en vrede op aarde in die mense 'n welbehaag. En dit was vir my so mooi toe ek hierdie lees. In Matteus kan jy ook lees van die geboorte van Christus, maar hierdie deel is vir my so mooi, dat die hemele oopgebreek het, en die engele, die leerskare het afgekom, en saam met die herders het hulle God geloof en prys. Want 'n kindjie is vir ons gebore, Christus Jesus is vir ons gebore. Nie net enige dag was dit gewees nie, nie net enige ding het gebeur nie, maar 'n kind, 'n vredemaker is vir ons gebore. En dit was nie net nog 'n kindjie wat gebore is nie, dit was nie net nog 'n baba nie, dit was ons heiland wat vir ons gebore is. Dit was God se heerlikheid en genade wat afgekom het aarde toe, vlees geword het en vir ons verlossing gebring het. 'n Welbehaag het hy die mens gehad, sê die vers. Hierdie geskenk het ons sonder verdienste ontvang. Soos Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag kry. Is dit nie iets om oor bly te wees nie? Is hierdie kindjie wat vir ons gebore is, die God wat afgekom het en ons kom vrede maak het met ons en 'n brug tussen ons en God kom skep het, sodat ons die ewige lewe kan kry, is dit nie iets om elke dag voor dankbaar te wees nie. As ons oë oopmaak, ek sê vir my kinders baie, moenie vir mekaar sleg sê nie. Want as jy sê die een is dom en die ander een is sleg, dan sê jy Jesus Christus is dom en sleg. Want ons is in sy beeld geskape.
Ons kan nie Jesus se lig in ons hê en die vrede en die vreugde en die blydskap van Jesus Christus in ons hê en nog steeds opstaan en morbied of depressief wees. Want dan het ons nie daai waarlike joy of the Lord is my strength. Dan moet ons dit gaan soek. Ons moet dit gaan soek soos hierdie wyse manne het bevrees geraak. Hulle het nie eers geweet wat nou hier om hulle aangaan toe die heerlikheid van God oor hulle neerdaal nie en om hulle 'n lig maak. Hulle het bang geword want hulle het dit nie geken nie. As God nou kom en hy laat sy heerlikheid op hierdie plek neerlaat en ons almal voel sy teenwoordigheid, ons gaan nie vreesbevange wees nie. Ons gaan opgewonde wees. Ons gaan bly wees. Ons gaan sy blydskap ervaar. Want dit is waarna ons soek. Dis hoekom ons kerk toe kom, om hierdie vreugde en hierdie vrede van die Here te ontvang. In 'n donker, duister wêreld het die Here vir ons daardie lig gebring. Jesus het deel van ons geword en hy het gekom en hy het ons gebrokenheid kom heel maak. Want Matteus 1 vers 23 sê, hy is Immanuel, God met ons. Nie God vir ons, God bo ons, God met ons. Hy het gekom, hy het mens geword saam met ons. Hy het deurgegaan wat ons deurgegaan het op aarde. Hy het ook moeg geword, hy het ook honger geword, hy het ook angstig geword, hy het ook hartseer gevoel. Hy het ook al hierdie dinge kom ervaar, want hy het God met ons kom word, om te weet, om te voel wat ons voel. Maar hy het gekom in ons gebrokenheid, en hy het gekom en hy het ons uitgetel. Hy was nie in 'n paleis gebore nie. Hy is die koning van alle konings. Hy was nie in 'n paleis gebore nie. Hy het nie gekom en hy het op 'n troon gesit hier op aarde nie. En dit is wat vir my so mooi is, die nederigheid van die Here Jesus Christus. Hy het gekom en hy was in 'n stal gebore. Hy was toegedraai in lappe, nie in die mooiste purperklete en die mooiste satijnlappe nie. Hy was toegedraai in doeke en hy was in 'n voerbak neergelê. Hy het gekom en hy het groot geword. Hy het nie groot geword in 'n paleis en onder die rykes nie. Hy het groot geword onder die armes. En toe hy sy lering begin het, het hy gekom en hy het 12 disippels gekies. Het hy die wysste manne gekies? Het hy die sterkste Simsons gekies? Het hy die beste Gideons gekies? Het hy die Mosese gekies? Nee, hy het die 12 mense gekies wat die wêreld nooit sou aanvaar nie. As hy gekom het en hy het by iemand oorgebly, het hy in 'n huis ingegaan wat niemand anders sou wou ingaan nie. Dis 'n sondaar se huis. Jesus Christus het gekom en hy het vir ons kom wys, ek kom nie vir die wat dink hulle is gered nie. Ek kom vir die wat redding nodig het. Ek sê altyd, as die mense wat rook en wat drink, hulle hoort in die kerk. Ons trek ons neuse op partykeer in die kerk en sê nee, so 'n persoon kan nie, ek rykheid gedrink gisterand. Nee, hier's waar hy moet wees. Hierdie is die hospitaal vir gebroke mense. Anderste wat doen ons dan hier, as ons nie siele red vir Jesus Christus nie? Ons kerk moet so wees. En ons moet nie hulle toedraai en sê, jy moet nou nie. Die Heilige Gees gaan sy werk doen. Maar ons moet hulle ontvang met liefde, soos wat Christus Jesus hierdie 12 mense ontvang het in hulle gebrokenheid. Die mense wat die wêreld in die neuse voorop sou getrek het Christus Jesus ontvang en hy het gesê, ek is die lig vir julle. Dit is wie ons Jesus Christus is. Die Godheid wat hemel en aarde het geskape het afgekom toe ons in ons donkerste omstandighede was, waar niemand anders te wil wees nie. En hy het Immanuel, God met ons geword. Hoe kan ons hierdie Here met blydskap nie aanbid? Hoe kan ons, as ons in die teenwoordigheid van die Vader is, en jy's, onthou Christus, Jesus, God is alomteenwoordig. Hy is altyd teenwoordig. Hoe kan ons een dag, 1 sekond van die dag, kan ons voel, ons kan nie meer die aarde, ons kan nie meer die wêreld, ons kan nie meer die stres, ons kan nie meer die dinge vat nie. As ons die blydskap van Christus Jesus binne ons het. Hoe kan ons so wees?
juig en jubel voor sy aangesig nie. Ek kan nie wag vir die dag wat ons hierso begin Pinksterkoortjies sing en ons sing en ons sing en ons sing soos in die ou dae. Ons hou nie op sing nie. En die mense breek hier los in koordans en dans voor die aangesig van die Here. Dis hoe Dawid gedans het voor die aangesig van die Here. Hy het op tamboeryne geslaan, hy het gespring, hy het gedans, hy het gejuig, hy het nie gekyk wie's langs my, wie's om my, wie gaan wat van my sê nie. So moet ons eintlik wees elke dag. Die mense moet maar dink ons is mal. Die mense moet maar dink ons het al ons varkies verloor. Maar so moet ons wees. As ons deur donker tye gaan, moet ons onthou wie is ons lig. Wanneer dit druk en druk en druk, moet ons uitspring en ons moet jubel en juig. Al wil jy nie, laat jou voete dans, laat jou hande klap, sing enige Pinksterkoortjie wat in jou kop kom. Pieter sing al die hele week, he is the King of Kings. So, vat enige lied wat in jou gees kom, en jy sing dit, en jy hou dit aan sing, en jy hou dit aan sing, en jy hou dit aan sing, tot jou lig kom. Want Christus is ons lig wat vir ons gekom het. Maak nie saak wat op aarde gebeur nie. When I have the joy of Jesus, I have it all. The joy of the Lord is my strength. So ook nou, kan ons onthou wat Christus nadat hy vir ons gebore was, nadat hy gekom het aarde toe om vir ons verlossing te bring, was hy ook hier met 'n doel en hy was vir ons gekruisig. En dit is hoekom ek voel ons gaan vandag die nagmaal saam geniet. Ek wil net by die vers kom. So ook het Christus vir ons gekom met 'n doel. Christus Jesus het gekom nie net vir enige ding nie, maar hy het gekom om vir ons redding te gee. En ek gaan vir julle lees uit Jesaja 53, dit is my die mooiste vers, om dit die mooiste te beklemtoon wat Jesus Christus vir ons gedoen het. In vers 4 sê hy, nogtans het hy ons krankhede op hom geneem. Ons smarte, die het hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede aanbring, was op hom. En deur sy wonde is daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die geregtigheid van ons almal op hom neergekom. Hy is mishandel, hoewel hy nie onderworpe was nie, en hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei was, en word soos 'n skaap wat stom is voor die skeerders. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Die Here Jesus Christus het gekom, en hy was verbrysel, en hy was deurboor, en hy was geslaan. Hy was as 'n kindjie en hierdie aarde net hy gekom en hy het nie die beste, rykste lewe gehad nie. Hy het gekom en hy het soveel teëspoed op hierdie aarde gehad vandat hy gebore is. Om vir ons te wys, jy kan dit doen. Jy kan dit doen. Jy kan dit maak. Hy het gekom en hy het hierdie beker vanmôre het hy gedrink, want hy het geweet ons sal nie hierdie beker kan drink in onsself nie. Ons sal nie hierdie alleen kan deurgaan nie. Ons sal nie hierdie houe en hierdie slaane en hierdie pyn en hierdie lyding sal ons nie kan neem nie. Maar hy het gekom met sy liefde en hy het dit vir ons kom vat. Vir ons het hy gekom en hy was verbrysel. En hy was deurboor. En in daardie nag het Jesus gekom en hy het die brood gebreek en hy het gesê, hierdie is my liggaam wat vir julle gebreek is. En na dit ook so, het hy die wyn geneem en hy het gesê, hierdie is my bloed, wat vir julle gevloei is. Hierdie is vandag julle genesing, en hierdie is vandag julle redding. As ons dit neem, moet ons onthou wat Jesus Christus vir ons gedoen het, en ons moet ere gee aan hom. Ons moet lof en ere gee
aan dit wat hy vir ons gedoen het, wat ons nie in onsself kon gedoen het. As julle klaar geneem en dan wil ek vra dat julle sal wag en dan gebruik ons dit saam. Dankie dat U genade getoon het aan ons, Here. Here, dat U ons so lief gehad het, Here, dat U enige gebore seun gegee het, Here, sodat ons nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag kry. Here Jesus, dankie dat U gekom het, Here, en dat U hierdie beker geneem het, Here. Here, al was dit hoe swaar, Here, al het U deur daai pyn en daai lyding gegaan, Here. Here, dankie dat U dit op U geneem het, Here, sodat ons vandag hier kan staan, Here, en U naam kan groot maak, Here. Here, dankie dat U gekom het, Here, dat U dit vir ons gevat het, Here, sodat ons ewigheid met U kan wees, Here. Here, ek vra dat U sal help, Here, dat ons binne onsself, Here, die blydskap van U sal ervaar, Here. Here, dat ons binne onsself daardie borrel en daardie vreugde en daardie vrede van wat net U vir ons kan gee, Here, dat ons dit kan ervaar vanmôre, Here. Here, dat ons elke dag daarin sal kan wandel en elke dag daarin sal kan lewe, Here. Dit is hoekom U gekom het, Here, en vir ons kom vrede gee het, Here. Here, versoening kom gee het, Here. Dit is hoekom U gekom het, Here, sodat ons in hierdie blydskap kan lewe, Here. Sodat ons net op ons knieë kan gaan en sê, Here, vergewe my vir dit wat ek doen. Vergewe my waar ek tekort kom, Here. Here, dankie vir wat U vir ons gee, Here. Dankie vir wat U vir ons doen, Here. Ons loof en ons prys U naam, Here. Al die lof en al die eer kom U toe. In Jesus naam.
liedjie wat na die hele week in my kop vassit. Al die lof en al die eer kom U toe. En as julle hierdie week ingaan en vandag ook, dan moet julle daai liedjie sing. Al die lof en al die eer kom U toe, Here, want U is waardig om geprys te word. Mag die Here met julle wees, mag die Here met julle gaan in hierdie laaste dae voor ons die nuwe jaar ingaan. Maar mag ons die nuwe jaar ingaan met Christus Jesus se liefde en vrede en blydskap. Ons moet die nuwe jaar ingaan met 'n gehuppel, nie met 'n geween en met al die ou dinge van die ou jaar nie. Ons gaan in met nuwe blydskap, die blydskap wat Here Jesus Christus vir ons gee. Kom ons sluit net so af. Here, dankie Here dat U gekom het, Here, en dat U vir ons kom gee het, Here. Dankie dat U kom volmaak het, Here, waar ons koppies dalk so leeg was, Here. Het U gekom en U dit kom vul met die blydskap, Here. Ons kan opstaan en ons kan jubel en ons kan juig en ons kan U naam groot maak, Here, want U is waardig om geprys te word, Here. Here, waar ons altyd moeg voel, Here, kom U en U kom tel ons op, Here. Die volgende dag gaan staan ons op, Here, met 'n nuwe huppel in ons stap, Here. Dankie dat U gekom het en dit vir ons vanmôre kom gee het, Here. U rus en U vrede, Here. Gaan so saam met ons in hierdie week, Here, vorentoe, Here. Hou ons veilig op die paaie, Here, en bring ons veilig terug volgende Sondag, Here. As dit U wil is, Here, dat ons weer by mekaar sal wees. Here, ek vra dat U met die familie sal gaan, Here, wat dalk deur 'n donker tyd gaan, Here. Here, wat nie nou U blydskap ervaar nie, Here, wat nie die feestyd aanvoel nie, Here, wat nie niks het om voor dankbaar te wees soos wat hulle nou voel in hulle gees, Here. Ek wil vra dat U blydskap en die vrede oor hulle sal reën, Here. Here, dat hulle sal opstaan en weer die blydskap binne hulle sal ervaar, Here. Here, dat hulle sal weet, Here, dat niemand anders kan hulle op hierdie aarde gelukkig maak nie, Here. Ons blydskap kom net van U af, Here. Wees met hulle, vertroos hulle, Here, vou hulle toe met U liefde, Here. En die mense wat op pad is terug huis toe van vakansie af, Here, ek vra dat U hulle veilig sal terugbring, dat U hulle sal toevou met U liefde en U genade, en ons pleit U bloed oor hulle, Here. Dat U die stuurman van hulle voertuie sal wees, Here, en dat U hulle veilig terug huis toe sal bring. Here, nou die kos wat ons gaan saam geniet, Here, wil ek vra dat U dit sal seën in ons liggame, Here. Here, seën die hande wat dit voorberei het, Here, en ons dink opreg aan elke persoon, Here, wat vandag nie iets het om te eet, Here. Here, wat minder bevoorreg is, Here, dat U vir hulle ook sal voorsien, Here. Dat U hand vir hulle ook sal uitstrek, Here, en dat U vir hulle ook sal gee, Here. Is my gebed in Jesus naam.